is die God wie ons aanbid vanmôre. Such an awesome God. Kom kerk, dat jou stem verhef word vanmôre soos 'n reukofferaltaar. Dat jou stem verhef word vanmôre. Kom ons bring eer aan die Here vanmôre. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Thank you, Lord. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. And who can grasp your infinite wisdom? And who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned Just the voices sing. from above. Just the voices sing. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Al die vrouens sing saam, I stand in awe. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. All the men sing. I stand
Al die stemme sing saam. Lord, I stand in awe, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. Ja, as gemeente sing, ja, as gemeente. I stand in awe of you. Yes, Jesus, I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. Thank you, Lord. Dankie, Here. U grootheid is ver groter as wat ons ooit kan dink. U liefde strek ver verder as wat ons ooit kan gaan. U genade is ver meer as die korrels op die see se bodem. As ons na u kyk vanmôre, staan ons en ons verwonder ons aan die God wie u is. En ek wil vanmôre verklaar oor jou lewe, dis daardie God wat betrokke is in jou lewe. Dis dieselfde God, niks het verander nie. Die wêreld verander, maar ons Jesus nooit. Gister, vandag tot in ewigheid is en bly hy dieselfde Jesus. 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 Halleluja. Dankie Here dat U wonderwerkende God is vanmôre. Heilige Gees, U is welkom in ons midde vanmôre. U is welkom in ons midde, Heilige Gees. Ons dankie Here. Amen. U kan die sitplekke neem vanmôre. Thank you, Lord. There we go. Ons is nou aan. Loof sy die naam van die Here. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. Amen. Loof die Here. Ons is besig met 'n reeks. Ek het vanmôre gesê, ons gaan so 'n bietjie langer tyd spandeer aan die woord, as dit okay is, want hier is 'n vol program. Amen. En jy is bly, want jy het nie 'n bout in die oond nie. Sê wie? Thanks, Pastor, sê wie. Halleluja. Ons vertrou dat die Here, as jy die goedkoopste plek wil hê om te eet op 'n Sondagmiddag, is by Spar, by Vyfhoek. Okay, so as die dingetjies verkeerd loop by die huis, Vyfhoek Spar. Amen. En daarvoor vra ek advertensie. Loop die Here.
Amen. Ons is besig met die tabernakel en ek is so opgewonde. Ek wil weer eens sê dat ek wou die notas is beskikbaar, detailed notas. Ek het regtig detailed notas ingesit so. Dankie Tasha, het dit hierdie week gestuur. En ek het probeer ewen vanmôre met die hele tabernakel het ek probeer dit in 'n zip file indruk. So ek love dit, mense kom sê vir my na die tyd dingetjies uit die tabernakel uit en goeters en ek love it en ek dankie daarvoor en ek het probeer alles deel. Ek het besef uit hierdie hele tabernakel kan ek 6 maande plus spreek. Daar's so baie wat 'n mens kan sê oor elke detail van die tabernakel. Dit was vir my belangrik 'n paar weke terug in die bidkamer hier agter het die Here vir my gesê om weer eens net na die tabernakel te kyk. Ek het dit duidelik van die Here gehoor. En dit was so op my hart geprent om oor die tabernakel te kan bedien, sodat mense weer opnuut 'n besef kan hê oor die werk wat aan die kruis van Golgotha vir my en jou gedoen is. Kom maar, dit is 'n dankbare hart vanmôre teenoor die Here. Die werk wat ons gedoen het, die Here gedoen het vir ons. En ek dink ewen na nagmaal gaan ek nog 'n tyd spandeer in sekere van hierdie onderwerpe, sodat ons heeltemal besef en na die oploop van Pinkster ook. Sê vir jou buurman, jy is die tempel van die Heilige Gees. Sê vir jou buurvrou ook, amen. Wie is die tempel van die Heilige Gees? Kan ek 'n amen kry? Wie glo in die Heilige Gees? Hierdie kerk glo nog in die werking en die krag van die Heilige Gees. Halleluja. Ja, gee die Here 'n lofoffer. Ek is excited oor wat kom. En ek wil vir jou vra, bid saam, vas saam, soek saam. Die Gees van die Here is nie net op Pinkster nie, maar mag Pinkster weer opnuut in ons binneste iets kom aanwakker. Ek soek 'n vars aanraking van die Heilige Gees vir die musikante, vir die voorsangers, vir die leierskap, vir u in die bank vanmôre. Halleluja. Ek nodig weer die aanraking van die Heilige Gees. Halleluja. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Ek is bly teruggekom. En ek het gevoel môre terwyl ek worship, die Here gee woord vir jou. Jou lewe is in 'n warboel. Jou lewe is in 'n storm. Maar ek voel dat God sê vanmôre, hy is die kaptein van daardie storm. Hy is in jou boot. Wake him up. Wake him up. Niemand anders nie. Wake Jesus up. En hy is die een wat die storm gaan stilmaak in jou lewe. Ek wil vir jou vanmôre sê, jy is werd. Maak nie saak wat mense vir jou sê nie. There's value to your name. Daar's waarde aan jou as mens. Maak nie saak wie, wat, waar sê nie. God's got purpose and dreams over your life. Jy moet dit glo, jy moet dit vat. Jy moet dit vat. Niemand anders nie, Dani nie, niemand anders nie. Jy het nodig om dit te vat en dit te glo hier binnekant dat die Here het 'n pad en 'n doel met my lewe. Die Here het en ek voel dat die Here gaan vrymaak vanmôre oor jou lewe. Dankie Here dat U vrymaking bring oor Ronay se lewe in die naam van Jesus. Here, elke binding, elke plan wat die vyand oor haar lewe het, Here, dis vanmôre gebreek in die naam van Jesus. En ek weet, Here, dat elke plan wat U vir haar het, Here, sal uitgevoer word in die naam van Jesus. Daar's 'n change wat vanmôre kom, Here. Every label, elke label wat mense aan haar sit en wat sy self van haar gesit het, Here, that will be under the blood of the Lamb. Dankie Here, daar 'n nuwe begin is, Here, in Jesus se naam. In Jesus se naam. Glo jy dit, Ronay? Glo jy dit, Ronay? You have to believe it. We have to believe it. Die vyand het jou soos 'n mat onder jou uitgeruk. Ek sien hoe die vyand letterlik gekom het en 'n mat onder jou uitgeruk. Jou hele wêreld is 'n kaart in mekaar gesak. Maar die Here sê, ek is besig om weg te vat, om weer te begin bou, sodat jy op die rots kan kom. Luister mooi, die Here sê, daar's 'n roeping op jou lewe, Ronay. There's a calling on your life. En jy het dit verlang nie geglo nie. Sê, Here, waar en hoe en wat? Die Here sê, dit was shaping time. Dit was tyd wat die Here jou gevorm het en jou gemaak het, en die Here gaan jou gebruik vir groter. Moet niemand anders gaan wakker maak nie. Daar's nie 'n sielkundige nie, daar's nie 'n psigiater nie, daar's nie 'n persoon aan buitekant wat meer raad en hulp vir jou kan gee as Jesus nie. Hy is in jou boot, ten spyte van die storm. Wake him up in the name of Jesus. Ek glo dit vanmôre.
Ek glo dit vanmôre, is nie per toeval nie, Ronay, ek glo dit. Dani, I believe it. Die Here is besig met julle, is julle gesin. Mag die Here julle toemaak vanmôre en sien, wake him up. Wees soos 'n Martha, gesit by die voet, nie soos 'n Martha, wees soos 'n Maria, gesit by die voete van Jesus en sien wat die Here gaan doen vanmôre. Halleluja, halleluja, halleluja. Ek het so tyd terug Tannie Maureen het vir my nog sakdoeke gemaak. Tannie Maureen, tjoh. En ek weet nie meer waar is my sakdoeke nie. Hulle is al so gebleik, hulle is nie meer wit, hulle is geel. Amen. So dis nou skimp natuurlik na die tannies op buitekant toe. Vadersdag is op pad en die wat sokkies kort, manne byt vas, Vadersdag is om die draai. Halleluja. Loof die Here. Die tabernakel, hier gaan ons. Die tabernakel verwys na die kruis. Sien saam met my? Die tabernakel verwys na die kruis, die brandofferaltaar, die koper waskom, die menorah aan die binnekant. Hier is die kerk, Kom aan, weet laasweek Sondag, weet hierdie week bietjie julle gebedslewe op 'n datum gekry. Kom aan, wie is die mense wat bietjie hulle gebedslewe op datum gekry het? Hierso, we need to pray, ons moet bid. Halleluja. Die tafel met toonbrode wat verwys, die lig het geskyn in daardie tabernakel op die toonbrode. Halleluja. Dis die enigste lig gewees en in die goud en ek wonder hoe dit moes wees daar binnekant. En hy praat hier oor die kerk. Hier is die kerk in die binnekant. Hier is die hele kruis. Daar is dit uitgesit tot in die allerheiligste. En vanmôre beweeg ons na die allerheiligste toe. Ek gaan vinnig maak. Ek gaan spoed gee, want ek wil vanmôre by die nagmaal stil staan. Is jy okay saam met my? Ek gaan baie detail gee, baie gou gee, baie vinnig wees vanmôre. Ek voel vanmôre om by die nagmaal stil te staan. Ek voel iets bonatuurliks vanmôre gaan breek in hierdie kerk. I believe it. Ek glo dit vanmôre. Iets bonatuurliks. Die wat siek is vanmôre. Daar is steeds krag in daardie bloed vanmôre wat genesing gaan bring in ons lewens. Daar is vrymaking in daai tafel vanmôre. Daar is rigting vanmôre aan daardie tafel. Ek glo dit. Elke intercessor, elkeen wat dit glo vanmôre, bid saam met my. I believe something is about to break in this church. In Jesus' name. Here, ons praat vanmôre oor die tabernakel. Die vermaakte tipe, die skadubeeld van Christus Jesus. Elke struktuur, materiaal, meublement, elke ding wat gebeur, die bediening in die openbaar, alles het 'n verwysing na Christus Jesus toe. Die tabernakel, soos wat ons ook gesê het, word genoem tent. 'n Tabernakel in Latyns beteken 'n tent, in Hebreëus letterlik woning. En toe ek daaroor dink, weer eens, dit kom iets in my hart. Hy is terug om 'n mooi kerk. Ek wil vanmôre die woord gee. Hy is steeds Immanuel, God is met ons. Halleluja. Hy is steeds die een wat by ons wil bly, saam met ons wil wees, by ons wil tabernakel. Halleluja. By ons wil wees. Daarom wanneer die Gees van die Here in ons midde is, maak hierdie nie saak nie. Amen. Ons kan vir ure tikkie-tokkie. Ons kan vir ure die syllabus of die omnibus eintlik van Sewende Traan kyk. Hy is nie meer daar nie, loof die Here, maar binnelanders kan ons kyk voor die TV. Ons gee nie om ure voor die TV Netflix te lê nie. Maar wanneer dit kom by die kerk, dan wil ons spoed hê. Pastoor, jy moet vandag preek, die stoel raak warm. Nie hierdie kerk, ek praat van ander kerke. Dis nie hierdie kerk betrokke nie. Amen. Ons praat vanmôre oor die allerheiligste. Sê saam met my, allerheiligste. Oh man, as jy hierdie vanmôre besef, die allerheiligste God, die God wat hemel en aarde deur 'n woord bymekaar gesit het, die skepper van my en jou, die allerheiligste God, wat Satan uit die hemel uit geskop het saam met 'n derde engele. Daardie God, voor wie die serafs rondom die troon gaan en konstant sê, Kadosh, 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 heilig, heilig, heilig is die Here. Dis daardie God wat besluit het om vir oor die 400 jaar in die midde van Israel te woon. Die plan was ver meer groter as net die tabernakel in die woestyn. If Satan only knew. Nou, hoekom gaan die mensdom deur so baie opdraande? Hoekom is daar probleme? Hoekom is daar uitdagings? Satan knows dat u en ek is die tempel van die heilige, die allerheiligste God. Sy Gees woon nou, nie net in ons midde nie, but is in me.
Hy is oor my. Hy is saam met my. Hy is die Parakletos. Daarom haat die vyand jou, because the Holy of Holies is staying with you. Man, hy is 'n tempel van die Heilige Gees. Tempel van die Heilige Gees. Die allerheiligste, die enigste twee voorwerpe wat nog oor is vanmôre is in die allerheiligste is die ark en die versoendeksel. En ek wil dit vanmôre gou skuif. Help gou vir my. Maretjie, help gou vir my. Bring hom vir my, haak hom net mooi af daar. Bring vir my daai hele daai ark hier na toe. So haak hom af daai groen. Trek hom uit. Haal die stok uit, yes. Trek die stok uit, Jessie. Ja. Thank you, Lord. Maretjie, kom sit vir hom net hier neer. Help gou vir my. So mytjie. Al jy moet dit vat met motor nie afval nie, maar sit op my sommer net, sit hom op die troppie neer. Ons praat vanmôre oor die ark. Die ark word genoem ook die ark van getuienis. Jy kan dit lees vanmôre in die Bybel, Eksodus 26:34. Vandaar die ark praat hulle, dis die ark van die getuienis. Hy praat ook van die ark van die verbond. Numeri 10:33, Hebreërs 9:4, praat hy van die verbondsark. As jy saam my kyk, gou saam my hierso. Dis wat die ark genoem word. Ark word genoem die ark van die verbond, ark van getuienis, hy word ook genoem die ark van u sterkte. 2 Kronieke 6:41 praat hy ook van die ark van u sterkte. Dis why so amazing. Ek het die gedeelte weer so gelees van 1 Samuel, 2 Samuel en in Konings en die rol wat die ark gespeel het in die midde van Israel. Toe die ark weg is, kan jy dink dat die vyand het dit gewaag dink om hierdie ark in die teenwoordigheid van Dagon te sit. Help my, wie onthou die gedeelte? Dankie, as ek my boop sit. Dankie so my. Dwayne, ek hoor is baie feedback op my mic. Hulle het gedink om die ark in die teenwoordigheid van Dagon te sit. Die volgende môre, toe hulle in die tempel kom, lê Dagon op sy aangesig. Voor die ark. En hulle wil dit vir 'n tweede keer doen. En hulle tel hom weer op vir Dagon, tweede keer dieselfde proses. Die volgende môre lê Dagon weer op sy aangesig. Al sy arms is af. Hy het sy arms afgekap, halleluja. Wat en wie kan staan in die teenwoordigheid van God, halleluja. Daarom skryf die psalmskrywer en sê, lift up you heads, or you gates, let the King of glory come in. Daar sê God vanmôre, yes, die Here lof hom, halleluja. Die ark van die sterkte word dit genoem. Dit word ook genoem die heilige ark, 2 Kronieke 35:3. Die heilige ark word dit genoem. Ek wil hê jy moet saam my blaai na Eksodus 25:10-22. Hier gaan ons Eksodus toe. En ons gaan daar ook in Hebreërs gaan kyk. Hebreërs gaan ons ook krap. Hebreërs 9 gaan ons na kyk. Ons praat oor die ark. En as jy hierdie kan verstaan vanmôre, luister mooi. As jy hierdie kan verstaan vanmôre, gaan daar 'n vryheid in jou lewe kom. Daar gaan 'n vryheid in jou lewe kom as jy die werk besef vanmôre wat die versoendeksel omlooi. As jy die versoendeksel verstaan, die werk van die versoendeksel, gaan jou lewe next level toe gaan. Jou geestelike lewe. Amen. Die amens is baie, dis so great. Eksodus 25:10 sê, hulle moet dan 'n ark van akasia hout maak. 2,5 L moet sy lengte na die ander helfte 'n L breed en 1,5 L is sal sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud van binne en van buite moet jy dit oortrek en jy moet daarin 'n goue kraans maak rondom. En gee daarvoor 4 goue ringe en sit dit aan sy 4 voete vas sodat 2 ringe aan die een kant en 2 aan die ander kant is. En maak draaghout van akasia hout en trek dit oor met goud. En steek die draaghout in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. Daarna moet jy daarna moet jy in die ark van die getuienis sit wat ek aan jou sal gee. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud. 2
2,5 L moet sy lengte en 'n ander half L sy breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud. Van dryfwerk moet jy hulle maak aan die 2 ente van die versoendeksel en maak 1 gerub aan die een end en 1 gerub aan die ander end. Uit 1 stuk saam met die versoendeksel moet julle die gerubs maak aan die 2 ente. En sit die versoendeksel bo op die ark. Maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. En daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af tussen die 2 gerubs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek vir die kinders van Israel sal beveel. Blaai gou saam my vinnig, hou jou vinger daar as jy sou wou, blaai gou vinnig na die boek van die Hebreërs toe, want die Hebreërs bring vir ons, Hebreërs is 'n diep boek, baie diep boek. Het bring vir ons die hele werk wat Jesus gedoen het, die priesterskap, alles is in detail vir ons verduidelik in die Nuwe Testament. Onthou ons het altyd gesê, die Ou Testament is die slot, die Nuwe Testament is die sleutel, wat die Ou Testament oopsluit vir ons, halleluja. Hebreërs 9 vers 1 tot 15 sê, so het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrood wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin 3 dinge gebeur het. 3 dinge is hier binnekant. Nommer 1, waarin die goue kruik met die manna was. Nommer 2, die staf van Aaron. Nommer 3, wat gebloei het en die tafels van die verbond. 3 items is binne in die verbondsark verkry. En ons gaan hierdie nou 'n bietjie in diepte na gaan kyk. En daar bo-op die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. Die ark is die opdrag. Maak hierdie ark, hy moet wees 1 meter 1,5, is dit 150 millimeter of 105 centimeter. So 1.15, dis die ouens wat wiskunde verstaan. Dis so lank hy moet wees, 700 millimeter lank, 700 millimeter breed. Dis hoe die ark moes gelyk het. Van akasia hout gemaak, daar moes suiwer goud binne, buite. Die hele versoendeksel, hierdie hele deksel was gemaak gewees van suiwer goud. Dit was in 1 stuk gewees, selfs met die gerubs, alles 1 stuk soliede goud. Dit moes ringe gehad het wat gedra moes gewees het. Die heilige ark, soos wat Oesar dit geleer het later, die heilige ark mag ook nie met mense hande aangeraak word nie. Dit moes, mense se hande het nie aan die ark geraak nie. Dis hier waar die Here met Moses ontmoet het. So 'n bietjie later daar kyk na die detail daarvan. Binne-in was daar 3 voorwerpe. Binne-in in hierdie waar is my stoeltjie? Is nie lekker om kort te wees, ja? Binne-in. Ek sou mense lank laas gesien. Halleluja. Binne-in gewees was daar die kliptafels. Kliptafels wat God self, ons gaan nou 'n bietjie by dit stil staan. Hierdie wat hierin is, het Moses geskryf met sy hand. Maar daar was die eerste stel wat God self met sy vinger geskryf het, gegrafeer het. Ons gaan nou 'n bietjie by dit stil staan. Die tafel, hierdie tafels was daarin gewees. Daar was ook die bakkie gewees met die manna in. Die goue bakkie met die manna was hier binnekant gewees. Wat iets veronderstel. Die staf van Aaron was hier binne-in gewees. Wat gebod het. Daar's iets rondom dit ook. En die Here het gesê, die Here het hierdie dinge wou die God gehaat het, moes binne in die ark wees. En bo op dit moes die versoendeksel gekom het. Wat die priester 1 keer 'n jaar 'n taak oor gehad het. As jy meer wil weet, bly in die hele diens. Naas in die allerheiligste het hierdie ark gestaan. Hierdie was solied geweest. Die was gerubs. Ons gaan nou 'n bietjie by dit stil staan. Die veil of die voorhangsel. So 1 keer 'n jaar kon die priester hier in beweeg het. Net 1 keer 'n jaar kon hy hier binne wees. Hier was die ark gestaan.
Plus, hulle sê die boek was hier gewees, die Torah was daar binne gewees, wat die priester een keer in 7 jaar sou die volk staan en die priester sou die Torah lees, sodat almal dit kon hoor in die volk. Binne in die allerheiligste. En hier is so kosbaar, ek het die tyd gehad vanmôre om die journey, die pad wat hierdie ark oralste gehad het, te bespreek nie. Wanneer hierdie ark vervoer moes word, was hy bedek, want niemand kon net daarna kyk nie. Hy was bedek gewees met blou en purper, selfs 'n blou purper kleed wat oor hom was. Die priesters het vooruitgestap met hierdie, soos 'n paar weke terug gehad het, moes hy op die skouers vervoer gewees het. En hier het my laat dink, onthou gou hier, man, onthou, die Jordaan, onthou die storie van die Jordaan? Die Jordaan is 360 kilometer lank. Die Jordaan is die laagste plek in die wêreld, die laagste rivier. 209 meter onderseevlak vind jy die Jordaan wat in die dooie see inloop. Dis die laagste plek. Think about this. Toe die priesters, binne-in die priesters, die ark vat en hulle loop met hom in die rivier in, wat het gebeur? Die rivier het teruggestoot. Get this. Hier is die teenwoordigheid van God. Is ek reg? Die Bybel leer ons en sê, en toe, Josua 3:15, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water steek, terwyl die Jordaan vol was, op sy walle al die dae van die oes, bly die water staan, wat van die bokant afkom, dit het opgeruis soos een wal, baie ver weg, by die stad Adam. Dis hier waar jy moes op jou voete gespring het. The presence of God will push back everything else tot by Adam se tyd. Tot by Adam, dit sal soos 'n muur opstoot, maar dit sal oor jou nie kom nie. The presence and the blood will push back everything else tot by Adam. Per toeval? Kom ek gaan verder. Jesus, die priesters stap met hulle voet in die Jordaan. Die Jordaanrivier stoot terug tot by Adam. Elia, die profeet Elia, vat sy mantel, slaan dit op die Jordaan gaan oop. Jesus, wat die hoogste posisie, die hoogste troon, die hoogste plek verlaat, om homself te kom laat doop in die laagste plek op aarde. Toe Jesus in die Jordaan kom, het die Jordaan nie oopgegaan nie. Die hemel het oopgegaan. Come on church, give God glory, hallelujah. That's the kind of, wil jy nie gou meer guns doen nie, staan op jou voete en gee die Here die beste offer wat jy kan gee. Hallelujah, that's the God we serve. Hallelujah. Loof die naam van die Here. Hallelujah, amen. Dit gebeur alles by die Jordaan. With the presence of God. So wat sê dit? If you have the presence of God, jy die teenwoordigheid van die Here het, it pushes everything back to Adam se tyd. Halleluja, halleluja, halleluja. Binne-in was daar 2 kliptafels. En hierdie 2 kliptafels het iets gespreek van. Kom ons gaan gou 'n bietjie daarna kyk. Dit was, ek het dit nou geskiep. Jy kan al van gelees in Deuteronomium 10:1-5. Maar toe die tafels het God met sy vinger geskryf, die 10 gebooie. Toe Moses met daai 10 gebooie kom, en hy stap van die berg af, en hy sien, hey, die volk is besig om 'n goue kalf te aanbid. Nou wonder ek by myself in die eerste plek, hoe kokkerotkop moet jy wees, as jy sien wie God is, en jy wil nog steeds kies om 'n kalf te aanbid. Ek weet daar steeds kalfaanbidders vandag in India.
man, dank die Here, dis in Suid-Afrika, hulle is styk, klaar, biltong. En hulle sien dat hierdie beest, kalf aanbid hulle. Moses laat val hierdie tablette en dit breek. Dit breek. En hy het die volk gaan uitsorteer en later het die Here vir hom gesê, kom weer. Hierdie keer gaan jy dit uitkap met klip. Jy gaan dit uitkap. Want God het een keer gepraat. God spoke once. God spoke only once. Nie weer nie. Woorde gesê, nou gaan hy dit uitkap. En hy kap het uit en hy kap het uit. Ek gaan check, doen 'n bietjie navorsing, maar ek het gewonder, wat het geword van die tweede stel? Die eerste stel. Die eerste stel wat God met sy vinger geskryf het, maar ons sien melding wat daarvan geword het nie. Hierdie wat Moses geskryf het en uitgekap het, dit het in die ark gebeland. Dit was in die ark. Dis in jou Bybel opgeskryf, historiese skrywers. Daar's rabbies wat dit reken, dat die tweede stel ook binne in die ark was, wat God geskryf het. En die rede daarvoor is, historiese skrywers, histories sê hulle, dat wanneer hulle geloop het, sou hulle gehoor het die geklingel van die ander verbond. Die eerste een, om te weet, that which is broken will be fixed through the presence of God. So hulle het gehoor. Elke keer as hulle gestap het, was daar 'n herinnering aan dit wat hulle deurgegaan het. Ek wil vinniger maak. Die goue kruik met manna was daar. Kom ons gaan gou dit lees. Eksodus 16, as jy saam met my wil blaai, ek gee dit gou. Ek het gou 'n sluk water kry. Eksodus 16. Ek wil 5 van daai backpacks kry, kerkraad. Daar het jy net die strooitjies so in jou mond sit, net so 'n slukkie vat en hey mens, wie sien daar by Kayway? Ek gaan my swene kry. Gooi 'n bietjie Red Bull en dan give it me wings en dan Eksodus 16, 13 sê, volgende was die manna wat daarin was. En in die aand het daar kwartels opgekom en die laar oordek en in die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. En nadat die doulaag opgetrek het daar oor die woestyn iets gelê wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. En toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gegee het om te eet. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n omer vol manna daarin en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. Wie weet waarvan ek praat? In the presence, wanneer die teenwoordigheid van die Here is daar woord. Wanneer jy soms in die teenwoordigheid van God kom, dan gee die Here vir jou skrif onder gebed. Weet dit al gehad? Wanneer jy tyd by die Here spandeer, is daar altyd manna beskikbaar. When you are in the presence of God, there's always manna, en volop manna uit sy woord. 34 sê, soos die Here Moses beveel het, so het Aaron dit voor die getuienis neergesit om bewaar te word. En die kinders van Israel het die manna 40 jaar lank geëet, totdat hulle in 'n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan gekom het. Man, toe stop die manna. Daar moet 'n tyd in jou lewe kom, wanneer die manna stop, en die beloftes van die Here moet jy inneem. Halleluja! Die beloftes van die Here, is 'n preek vir 'n ander dag. Maar manna was daar gewees. Manna kon hulle geëet het. Ek wil net gou hierdie noem. Hier is vir my belangrik om dit te sê. Hier is vir my belangrik om dit te sê. Die kliptafels wat gebreek was uit die failures, as ek reg, van Israel. Hulle droog gemaak. En God kies om dit hier te sit. Die manna het gekom, hoe? Hier ons het vir 40 jaar in die woestyn gebly. En God het vir hulle altyd deurgesorg. Die Bybel sê, jou Bybel sê, my Bybel sê, dat die skoene aan hulle voete het nie eens versluit nie. Man, night takkies kom nie daar naby nie, halleluja. Sandale, hulle klere en hulle lyf, dit nie versluit nie. 40 jaar lank het God besluit. Luister gou, statistieke bewys, ek het daardie Sondag aand, die wat die koffie gemis het, die gemis. Maar die Here het vir hulle reken dat dit sou daai Israel, tussen 1 en 2 miljoen Jode, 1,5 miljoen
1500 ton kos per dag gewees het om te kon eet in die woestyn. Dit sou hout gevat het, 4500 kilogram hout, om my kos gaar te maak. Dit sou gevat het 45 miljoen liter water per dag, om vir elkeen net 'n bietjie water te hê om te laat drink. They stood in the desert 40 years, wat God na hulle gekyk het. 40 jaar lank. En die manna het hulle, hier is vir my belangrik. Want manna het gekom uit hierdie uit. Die manna, Eksodus 16:2 sê, en die hele vergadering van die kinders van Israel, het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. Hulle het gemurmureer, maar daar is nie kos nie, wat eet ons vanaand? Of die tiener, wie ken die tieners, waarvan ek praat? En hulle het gemurmureer teen Moses, gemurmureer. En Moses het na die Here toe gegaan. So die manna, en dit wat Here 40 jaar voorsien het gekom uit murmurering en klagtes. Toe sê die Here, ek sal vir julle voorsien vir al die tyd van julle. Terwyl julle in die woestyn is voor die beloofde land, sit dit in die teenwoordigheid van die Here. En die Here het vir hulle voorsien. Maar dit het gekom uit klagtes en murmurering. Die kliptafels het gekom uit goue kalf aanbidding, moeilikheid. God het gesê, kom maar die onderin wees. Die derde ding wat daarin was, en ek daar's so baie detail, ek gee nie eens vir jou 0.5% van waaroor dit eintlik gaan nie. Ek gee dit 'n bietjie, die staf van Aaron. Jy kan 'n bietjie self ook gaan huiswerk doen. Die staf van Aaron, behalwe die wet wat daarin was, die manna, die goue kop met die manna aan, die bakkie met die manna, was daar ook gewees die staf van Aaron. Wie onthou in die Bybel was daar Korag en 250 van sy manne. Doram en ek dink die ander is Abiman of something. Hulle het almal gemoun en gesê, man, ons hoor ook die Here. Ons is ook leiers. Ons is dus ook ons. En die Here het gesê, no ways. Moses, laat die leiers kom van al daai stamme. Elke stam, 12 stamme. Laat hulle 'n tak vat. En wanneer hulle die tak vat, die amandeltak en dit vir die teenwoordigheid, so hulle het gepak in die teenwoordigheid van die Here. En terwyl hulle daar gepak het, die volgende môre, die wie se naam opgeskryf, Aaron se naam was op hierdie tak geskryf, en toe hulle die oggend inkom in die teenwoordigheid van die Here, het hierdie tak geblom. It budded. Hier's 'n mooi ding hier voor ook op uit 'n geval. It bud, mag jy gou vir my so asseblief, so maatjie. Toe het geblom. Hoekom? Why? Ek kan net dit bysê, dis is nêrens geskied, maar vir my, alles wat dood is, as dit in die teenwoordigheid van die Here kom, sal lewe kry. Maak nie saak hoe dood dit ook al is nie. Wanneer dit in die teenwoordigheid van God is, sal daar altyd lewe wees. Verwysing ook na Jesus Christus toe, wat afgesny was, dood was en lewe gekry het. Loof die Here. Dis die verwysing daarna. Want die amandelboom is ook die eerste boom wat na die winter bloei. Dis die eerste boom wat na die winter vrug bring, amandels bring. Die eerste enetjie. Alles. Maar dit het gekom uit murmurering. Die Here moes uit 250 uitsort. Om te sê, God het 'n struktuur, God het 'n manier. As mense beroep, moet mense voorsien. Maar as God beroep, sal God voorsien. That's the structure of God. God is 'n God van autoriteit en struktuur. Kan ek 'n amen kry? En dit is ook onder 'n klagtes en alles onder die versoendeksel ingesit. Alles hier binnekant. Die staf van Aaron. Jy kan dit gaan lees, Numeri 17 vers 1. Ek skiep dit, jy kan dit vanmôre gaan saam lees. Ons het klaar oor die mandel gepraat, maar die versoendeksel, ek wil môre hierby kom. Die versoendeksel was gemaak van suiwer goud. Die geur, alles. Die Bybel het gesê, dit is gemaak van dryfwerk. Die man wat daai ding was kunstig geweest. Alles uit goud uitgekap, een soliede stuk goud. Ek wonder wat was die gewig wat hierdie moes gewees het.
Die versoendeksel, dit was simbolies van God se troon, sy heerlikheid en sy teenwoordigheid. Dit was waaroor hierdie was. Kan ons selfone afsit asseblief, vriende? Hierdie was die mercy seat gewees. Die versoendeksel. Man, luister, hier is profound. Hier was gewees daar binnekant. Kom ons lees gou saam, Eksodus 25:17. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud. 2,5 L moet sy lengte en 1,5 L sy breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud. Ons het dit nou gelees, van drywerk moet jy dit maak. Aan die 2 ente van die versoendeksel. En maak 1 gerub aan die een end en 1 gerub aan die ander end. En 1 stuk saam met die versoendeksel moet jy die gerubs maak aan die 2 ente. En die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskut. En hulle aangesig moet na mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees, en sit die versoendeksel bo op die ark, maar in die ark moet jy die getuienisdeel hê wat ek aan jou sal gee. En ons het almal gelees wat nou daarmee moet gaan wees. Die versoendeksel, laat ons 'n woord wat beteken in Grieks is die woordjie, ek gee dit vir jou, hilastrion, versoening is die Griekse woord hilastrion. En as jy gaan lees wat die Bybel vir ons leer, in 1 Johannes 4:10, het ons almal mos nou geweet, Jesus sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. Halleluja. Die woordjie versoening is dieselfde Griekse woord hilastrion, wat beteken die Christus het letterlik die versoendeksel geword. So wanneer jy na Christus kyk en sy versoeningswerk, is dit die Grieks woord hilastrion, wat beteken Christus Jesus. Die versoendeksel is daar. Nou iets het gebeur hierso. Iets het gebeur. Hierdie versoendeksel was gewees, hierdie hele ark was hier binne gewees, in die allerheiligste. Paasfees was nie net Paasfees gewees nie. Hier moes op die versoendeksel, ek gaan later ek gaan dit nou behandel, ek wou vanmôre gepraat het oor die veil, ek wou gepraat het oor dit wat geskeur, die voorhangs wat geskeur het. Ek gaan nie, die Here sê volgende, dit kom saam met die Heilige Gees, it's coming vorentoe. Maar as ons 'n offer gebring, daardie bloed wat op hierdie brandofferaltaar was, moes daai kant toe gegaan het. Die ooste en die weste. En die Bybel het ons geleer mos, so ver soos wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van mekaar. Maar die priester, ek voel Marlantjie, kom jy slank vir my vorentoe. Die priester het hierdie gevat, hierdie bloed wat hier uitgegiet is. Onthou, we said, die priester het gekom en hy was inspecting the lamb. Volgende week in Sondag, moenie dit mis nie. Daar's iets vir die priester rondom die priesterskap. Ons gaan volgende week Sondag is eintlik Palmsondag, die dag wat Jesus Christus in Jerusalem ingegaan het. Daar's iets profeties rondom dit ook. As jy meer wil weet, moet jy die volgende week Sondag mis nie. Ons gaan volgende week daarna kyk, die priesteramp, dit wat die priester kom doen het. Maar die priester hierso, he was expecting the lamb. En wanneer hierdie lam perfek was en reg was, was hy geslag gewees. Die sonde van daai persoon het oorgegaan na die lam toe. Die lam is geoffer, die as is, al hierdie hele liggaam is verbrand. Die as moes buitekant die laar gegooi geword op 'n sekere plek. Dit kon nie gebly het hier in die tabernakel nie, net soos Christus Jesus gevat is as die lam en geslag was buitekant Jerusalem by Golgotha, moes hy geslag gewees het, perfek reg, soos wat God se woord dit bepaal het, soos Christus Jesus ook perfek en reg. En hierdie bloed is gevat, nadat die priester hom moes gewas het, sy hande gewas het, sy voete gewas het. En jy moet onthou, dit was alles nog op sand gewees, want die aarde was steeds vervloek gewees. Die aarde het die vloek gedra, daar was niks vloer op gewees nie, hulle moes hulle voete skoon was. But while he was carrying the blood, wanneer hy die bloed gevat het, en hy het gekom by die heiligdom, het hy hier in die heiligdom gestaan, en hy het hier gehad, terwyl die ander mense diens gedoen het hier binnekant, het hy verbygestap, 1 keer 'n jaar
het die priester in die allerheiligste ingegaan met die bloed wat vir die volk en vir hom was, want hy moes vir homself ook so veroffer het. En had hy gestap, daar is nergens in jou Bybel opgeskryf dat hy het hierdie kant ingegaan of hierdie kant ingegaan nie. Hulle reken dat hier was 'n soliede gordyn met die gerubs op. En dat hy bonatuurlik hierin gestap het. Met die bloed. Man. En dan moes hierdie bloed, gaan ons nou lees, iets moes daarmee gebeur het. Aaron moet dan die sondofferbul wat vir hom bedoel is, 'n hele bul net vir hom, laat aankom en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet die sondofferbul slag wat vir hom bedoel is, en die vuurpan vol gloeiende kool op die altaar voor die aangesig van die Here wegneem. Daarby 2 hande vol fyn gestampte reukwerk wat van speserye in dit binnekant die voorhang sal bring. En hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here, dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die getuienis is kan oordek, sodat hy nie sterwe nie. En hy moet vir die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel, en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger op die bloed sprinkel. 7 keer. Jesus se woorde voor die kruis. Die 7 ek-stellings. Op die kruis het Jesus 7 stellings gehad, 7 keer woorde gehad. Na die kruis 7 keer gepraat. Die bloed het ook 7, wat beteken 7 is die volmaakte getal. En hier kom hy. Dan moet hy die sondofferbok slag wat vir die volk bedoel is. Sy bloed binne kan die voorhang sal bring en met sy bloed doen soos hy dit met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen vanweë die onreinheid van die kinders van Israel vanweë hulle oortredinge en. So hier moet iets gebeur. Stap deur hierdie vyl 7 keer. Terwyl hy die bloed het hierso. 7 keer. Vat hy hierdie bloed. Stap in. En hy het vir hom versoening gedoen. Nou doen hy dit vir die volk. Vat sy vinger binne in die bloed en sprinkel dit boor, oh man, boor die versoendeksel. 7 keer. 4, 5, 6, 7 keer. En na die 7de keer is daar versoening vir hom en die volk gewees. Ek vat jou gou 'n bietjie dieper. Christus Jesus se bloed het 7 keer gevloei. 7 keer. Hy het nie net die versoendeksel geword nie, but his blood was shed 7 times. Die eerste keer toe Jesus se bloed gevloei het, was gewees in die tuin van Getsemane. In die tuin van Getsemane het Jesus se bloed, as 'n sweet, in bloeddruppels verander. Wie onthou dit? Dis daar waar hy gesê het, Here, nogtans nie my wil nie. Dit wat die mens verloor het in die tuin van Eden, het Jesus teruggewen in die tuin van Getsemane. Deur sy bloed, die sweet, wat daar so benoud was, dis 'n kondisie, het so erg gewees, dat hy begin so paniek, soveel angs beleef het, dat sy bloed in sweetdruppels verander het. So intensief was hy gewees. En paar keer het hy gebid, Vader, laat hierdie bitterbeker vir my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Dis die eerste keer toe Jesus se bloed gevloei het,
was in Getsemane. Sodat die wilskrag, dit wat Adam verloor het Jesus vir ons teruggewen aan die kruis van Golgotha. Die tweede keer toe Jesus se bloed gevloei het, was gewees die doringkroon. Toe daai doringkroon op sy kop gedruk het dit bloed gemaak. Die bloed het gevloei oor die wange en die baard van Jesus. Dit het gebloei oor sy gesig en die rede hoekom dit gebloei het en waar daai dorings gepenetreer het, was gewees die vloek wat in die begin in Genesis 3 was. Die vloek wat hierdie aarde mee vervloek was met die sweet van jou aangesig. Dorings was mos nie deel gewees van die oorspronklike skepping nie. Dit was nie deel nie. Dorings het gekom toe sonde inkom en sonde. Jesus vat die doringkroon op sy kop en hy vat hierdie vloek van hierdie wêreld weg. Imagine daai bloed wat Jesus gebring het, die waar hy gestap het. We are standing on holy ground while we have the blood of Jesus. Want die vloek is verbreek. Eens en vir altyd. Die vloek is verbreek. Die derde keer toe Jesus oh man. Wanneer jy iemand slaan, maak dit blou kolle. En 'n blou kol is eintlik net binnekant seer. Jou liggaam het binnekant seer gekry. So hoeveel keer het hulle die houe vir Jesus toegedoen? Hoeveel blou kolle moes Jesus se lyf nie gehad het nie? So sy bloed was nie net vir buitekant genesing nie, maar vir hier binnekant genesing. Ek weet nie wie hier sit vanmôre nie, wat soveel seer het. Sy bloed was nie net vir jou uiterlike nie, maar sy bloed was gewees vir jou innerlike mens hier. Daai seer wat jou pa jou toegedien het, daai seer wat jou pa en jou ma jou toegedien het, wat jy nie verdien het nie, deur egskeidings wat jy moes gegaan het, deur dinge wat jy as kind beleef het, die seer en die afknou en die boelie, en al die hou en die woorde wat jou kant toe gekom het, want woorde maak net so seer. Sy bloed was gewees ook vir jou binnekant se genesing. Ek het al die skrifte, as jy het wil hê, ek sal vir jou gee. 4de keer wat Jesus gebloei het, as toe hy gegeesel was. 39 houe met 'n kats. 39 houe. En kan jy nou by jouself dink, toe daardie kats met die benere aan die punte en die eysterballe daar die lyf gepenetreer het. En terwyl hulle dit vas, sommige historiese skrywers sê, dat wanneer daai hou val, penetreer dit die vel. Hy sou letterlik jou vel uitruk. Dis hoekom hulle die benere aangesit het. So kan jy dink hoe die bloed moes gespat het na die plein waar hulle Jesus vasgemaak het. En Jesus het gesê, deur sy wonde is daar genesing. Daar is genesing deur sy wonde. Elke wond, elke hou wat toegedien is, was gewees vir daai genesing uiterlik, vir jou genesing vanmôre. So ek weet nie watter siekte jy vanmôre dalk gaan nie, maar God se woord sê, is dat as iemand siek onder julle, laat die ouderlinge roep, laat hulle salf, en in die naam van Jesus groet ek dat daar steeds genesing is. Kanker het nog steeds submit onder die geeselhoue van Jesus Christus, toe hy op Golgotha gesterf het, halleluja. Die 5de keer was die hande van Jesus wat deurboor was. Toe hy die penne inslat in sy hand, het die bloed geloop en gevloei. Sodat ek en jy vanmôre in hierdie kerk heilige hande kan ophef. Sodat ons nou die hande en die voete van Jesus kan wees. That's why he bled and died. Sodat jy en ek vanmôre die hande en die voete van Jesus kan wees. Think about this. Ou Doopie, ek is so bly om julle vanmôre weer te sien. Weet jy dat even die hande van Jesus en die bloed van Jesus tot vir polisiemanne gesterf het? Die blitspatrolie, weet jy dit nou Doop, hoeveel keer het die bloed van die Here jou nie toegemaak en jou beskerm op die blitspatrolie nie? How many times was dit gewees wat die Here so toegemaak het en beskerm het, because you are under the blood now.
Gerry, is ek reg? Die gehardste polisiemanne, hier die hart te sien. Jy voel so teddybeer. Maar die Here sterf vir elke man en elke vrou in hierdie plek, sodat ons deur die hande van Jesus kan wees. Die 6de keer toe Jesus bloei. Al die details sal ek vir jou gee. Ek gaan nie alles deur nie. Ek gee dit vir jou vir huisstudie. Ek bedien soos die Gees my lei. Sy voete. Die voete was deurboor gewees. 6de keer was sy voete deurboor. Think about this. Sy voete was deurboor gewees, dat waar hy geloop het. Ek staan reg om gekorrigeer te word. Ek het dit met iemand al gehoor, wat iemand vir my gesê het. Wat in die okkulte wêreld werk. 'n Satanist pastor het vir my eendag gesê hierdie ding. Hy sê, hulle glo in die okkulte wêreld, demone kan nie hulle voete op die grond sit nie. A demon cannot set his feet on the ground because of the blood. As gevolg van die bloed kan dit nie gebeur nie. Want die bloed van Jesus het hier die aarde geheilig. Die laaste keer, nou ons gaan nou na die bediening toe. Die laaste keer was toe die spies in sy sy gedruk het. Daar was geen rede hoekom hulle daardie spies, man, ek moet hierdie tafeltjie meer hier so sit, dit voel vir my baie lekker. Daar's geen rede hoekom hulle hierdie spies in Jesus se sy moes druk nie. Behalwe profetiese woord. Ek dink hieroor. Hulle druk daai spies in sy sy. Why? Wat is die sy? Waar die vrou uitgebore is, Eva. Dis die sy waar die bloed en water gevloei het, waar die kerk van Christus Jesus uitgebore uit is in Jesus naam. Die kerk is gebore. The church is born, hallelujah. Dis die rede gewees hoekom die sy daar was. Al daardie dinge wat Israel deurgegaan het, was failures gewees. Failures. Maar die Here sê, it's under the blood. Elke failure is onder die bloed van Jesus. Wie wil jou failures en jou verlede onder die bloed? Who dares om jou verlede onder die bloed te gaan uithaal? Is hier iemand vanmôre wat bereid is om Quintus se verlede onder die bloed van Jesus te gaan uithaal en dit voor my kop te gooi? Please stand. Maar dit is onder die bloed van die lam. Dis net, as die vyand jou, ek het nou nog vir iemand gesê, as die vyand jou herinner van jou lelike verlede, God sal jou nie herinner van jou verlede nie. It's only Satan that will, hy waag om dit daar te gaan haal. Maar die Here het gesê, ek kies om nooit weer daaraan te dink nie. Want is onder die bloed. Hulle reken historiese skrywers, jy kan jou Bybel gaan toets. Nêrens lees jy in jou Bybel dat daai bloed ooit afgewas was van die versoendeksel nie. Jaar na jaar het hy gekom and the sin has just passed over. Het dit oorgegaan na die volgende jaar toe. Dis die waar Paasfees vandaan kom. It passes over to the next year. It passes over to the next year. Totdat daar 'n lam gekom het in Jerusalem. Halleluja. En hy was eendag die lam gewees. En hy was die perfekte offer vir ons. Halleluja. Een keer en vir altyd. Dit's waar dit stop, by sy bloed. Ek het nie meer nodig om bokke en stiere te slag nie. Sy bloed alleen. Sy bloed. Gee my daai song. Sy bloed alleen.
Help my, nou moet jy my help. Kom en help my sing. Dis een keer se bloed. Een keer. Ons gaan vanmôre iets doen terwyl Marlene dit reg kry. Jy het vanmôre 'n label gekry. Waar so 'n labeltjie is, so my gee my gou-gou. Jy's aangestel as my nuwe propmaster. Okay. Jy het vanmôre 'n label gekry wat jou naam moes opskryf, jou naam hier daarop is, jy skryf hom neer. Want die wêreld kom en hy gee vir jou labels. Jy het 'n skuldbrief. Daai skuldbrief, sê die Bybel, is vasgenaal aan die kruishout van Golgotha. So jy gaan vanmôre gaan ons nagmaal kom haal hier. Vat jou tyd. Niemand moet loop nie. Niemand moet huis toe gaan nie. Hier is so groot dinge hierna. Groot asseblief. Hier is heilige oomblikke vir my. Al is ons vanmôre rukkie oor die tyd. Ek bid vanmôre dat die bloed van Jesus wat 7 keer gevloei het, genesing in hierdie kerk sal bring. Genesing in die naam van Jesus. Genesing, ek voel hoe die Gees nou al kom en genesing bring. Ek voel, ek sien 'n paar gesigte vanmôre, die Here wys daar's genesing vanmôre. There's healing this morning. Hoe Pieter, die Here sê genesing, dat die Amanda, deur sy wonde is daar genesing, halleluja. Vat jou naam vanmôre en kom gooi hom binne in daardie bokse, gooi hom onder die bloed. Sit jou naam onder die bloed. Get your name under the blood. En Satan, wees daar wat jou naam kan gaan uithaal onder die bloed van Jesus. Wees daar wat kan aantuigings bring teenoor jou wat onder die bloed van Jesus is. Jou verlede is weggewas, skoon. So vanmôre wil ek vra, kan ek vanmôre vra? Maak vir my daai voorsondheid sal net so 'n stukkie oop. Ek gaan vra dat hierdie reis sal begin vanmôre. Ek wil geleentheid gee. Kan ek eers vra die res sit terwyl Marlene ons bedien vanmôre met musiek? Nee, so meisiekind, hou gevas. Dwayne, is that song ready there? Thank you. Let's play that song. I forgot about this. Keep it in a loop this morning.